vanoggend met jou praat oor die granaatboom. Dit is die tema van my boodskap. En ek wil begin om vir jou te vra, het dit al ooit in jou lewe gebeur dat jy 'n geleentheid gemis het? 'n Kans het by jou verbygegaan en daarna dan dink jy, ek moes dit gesê het, ek moes dit gedoen het, maar dan is dit te laat. Jy kan nie die tyd terugdraai nie, jy kan nie rewind nie, dis verby. Was daar al kere in jou lewe wat jy gevoel het, ek moet iets doen, maar dan is daar iets wat jou terughou en dan kies jy om liewer passief te wees. Jy kies om liewer terug te staan, jy kies om liewer nie betrokke te raak nie, jy staan terug en na die tyd dan dink jy, ek moes eintlik iets gedoen het. Ek moes eintlik iets gesê het. Ek dink dit het al met ons almal gebeur. So 2 weke terug by ons vroue Bybelstudie, toe praat ons die oggend oor die verskil tussen profesie en tale en ons het so 'n bietjie gesels oor 1 Korintiërs 14 en na die tyd toe kom vertel 'n vrou vir my, sy het jare terug saam met 'n vrou gewerk en die vrou het 'n miskraam gehad. En sy het verskriklik swaar gekry om die miskraam te verwerk en hierdie Bybelstudie vrou het in haar hart gevoel dat die Heilige Gees op haar hart lê om vir hierdie vrou wat die miskraam gehad het te gaan sê, sy sal weer swanger raak en sy sal 'n gesonde kind hê, want die Here het dit vir haar beloof. Maar sy het net nie die moed gehad om dit te doen nie. Sy het so gevoel, sy moet dit doen, en elke keer as hulle 2 alleen is, dan wil sy dit doen, en sy haar mond opmaak, dan breek iets aan, dan kry sy dit net nie gedoen nie. Om 'n lang storie kort te maak, daai kind is nou al 'n kleuter. En dit help my sy gaan sê dit nou nie, dit is nou te laat. Maar vir daai vrou wat die miskraam gehad het, sy geloof kon dit so baie beteken het, as sy gehoorsaam was. Ons mis partykeer geleenthede en ek het dit ook al baie keer gemis. Wat ons daai stem hoor, daai gevoel in ons harte het van ons moet iets doen, maar dan hou iets ons terug, vrees. Sê nou maar ek het verkeerd gehoor. Sê nou maar dit is nie die Here nie. Sê nou maar ek maak 'n gek van myself. Of partykeer is dit net passiwiteit. Ek is net nie nou lus nie. Ek voel net nie om dit te doen nie. Of ons kies om net niks te doen nie. Ek dink soms is ons pad na geestelike groei so gefokus op wat ek nie moet doen nie, al die goed wat ek moet ophou, moenie skinder nie, moenie jaloers wees nie, moenie jok nie, ons fokus op al die slegte goed wat moet uit my lewe uitkom wanneer ek sy kind word, dat ons vergeet om te fokus op wat ek wel moet doen. En wat ek wel moet doen is, ek moet leer om te luister na sy stem. En hoe meer ek sy stem in my lewe herken, hoe minder van die slegte goed gaan ek in elk geval doen. Dalk moet ons nie so baie fokus op al die moenies nie, en meer fokus op die moed. En ek dink een van die grootste moeds in ons lewens as kinders van God, is ons moet leer om te luister na die fluister van die Heilige Gees in ons lewens. Ons moet daai stemmetjie leer herken, en gehoorsaam wees aan daai stemmetjie. Jare terug het Billy Graham die volgende gesê. Hy het gesê, you cannot follow God in neutral. So, ek het 'n bestuursles gehad hierdie week oor 'n kar se neutral. Outomatiese karre het 'n neutral en daai neutral rad is eintlik daar vir noodgevalle as 'n kar getou moet word of gesleep moet word. Ek is reg sover, nee, my man verduidelik my mooi. So neutral beteken daar is nie krag wat van die engine af na die wiele toe gaan nie. Ek oortref myself, ja. So neutral is eintlik bedoel as daar een of ander meganiese probleem is. Jy kan nie 'n kar vorentoe ry of agtertoe ry in neutral nie. As hy neutral is, dan staan hy, jy moet hom stoot of jy moet hom tou of jy moet hom trek, want dit beteken daar's 'n probleem. En toe skielik gaan 'n liggie vir my aan, toe ek hierdie lees wat oom Billy Graham gesê het. Te veel van God se kinders dien hom in neutral. Ons gaan nie vorentoe nie, ons gaan nie agtertoe nie, ons is net sonder krag. Die konneksie tussen die engine wat die krag gee en die wiele wat die werk moet doen, is onderbreek. Ons is sy hande, ons is sy voete, ons is sy stem, maar as ons nie 'n konneksie het met die engine nie, as daar nie krag deur ons vloei nie, dan bly ons op dieselfde plek. En ek dink die Here is moeg om ons te stoot en te trek. Die Here wil hê ons moet beweeg. Hy wil hê ons moet in rad kom, en hy wil krag deur ons lewens laat spoel, om dinge te doen in hierdie wêreld. Dis ons doel, ons tema vir hierdie jaar,
Ons doel is nie maar net om in neutral te sit en kyk wat gebeur nie. Ons doel is dat daar koneksie sal wees tussen die krag van die Heilige Gees en my lewe. Dat ek sal kan doen wat God op my hart lê om te doen. Want hy het 'n doel met elkeen van ons se lewens. Jesus is ons rolmodel, is dit nie wat hy vir ons kom wys het nie. In die oggend vroeg het hy gaan bid. En hy sê, net wat ek die Vader sien doen, dit doen ek. Net wat ek die Vader hoor sê, dit sê ek. Hy het 'n kragkonneksie met sy Vader gehad en daarom kon die wiele beweeg waar Jesus gegaan het. Siekes het gesond geword, hy het die boodskap verkondig, hy het gedoen wat God vir hom gesê het om te doen. En uiteindelik aan die kruis, toe hy die doel bereik het, kom doen het wat God vir hom gesê het, waarvoor hy aarde toe gekom het, lees ons in Johannes 19 vers 30. Nadat Jesus die suurwyn gekry het, het hy gesê, dit is volbring. Toe het hy sy kop vooroor laat sak en die laaste asem uitgeblaas. Julle ken daai Griekse woord tetelestai. It is finished. Dit is volbring. Jesus het gedoen wat die Vader hom voorgestuur het. Hy het sy doel op aarde bereik. Wat is jou doel? Wat is my doel? Hoekom is ek en jy nog hier? Van ons geliefdes is klaar in die hemel. Maar ek en jy is nog hier. Wat is die doel van jou lewe? Om te doen wat God wil hê jy moet doen. En hoe gaan jy weet wat God wil hê jy moet doen? Jy moet luister vir die fluister. Daar moet 'n koneksie wees. Die krag van die engine moet deur jou wiele vloei, sodat jy kan beweeg en 'n verskil maak vir die Here. Daar's so 'n vers in die Bybel wat my bietjie bang maak. Daar's 'n paar verse in die Bybel wat ek eintlik wil delete of tipex, wat hulle maak my bietjie bang. En een van hulle is Jakobus 4 vers 17. As iemand weet wat die regte ding is om te doen, en hy doen dit nie, is dit sonde. Ons dink, ons moet nie jok nie, ons moet nie skinder nie, ons moet nie jaloers wees nie, ons moet nie lelik wees nie, ons moet al die lelike goed nie doen nie, dan doen ons nie sonde nie. Nee, as ek hierdie vers reg verstaan, as jy nie vir die vrou met die miskraam gaan sê wat God vir jou gesê het nie, dan doen jy sonde, want jy weet wat is die regte ding om te doen, en jy doen dit nie. Partykeer is ons grootste sonde nie daai met die brand names nie. Ons grootste sonde is dat ons is passief. En ons doen nie wat die Here vir ons sê ons moet doen nie. Ons het die koneksie met die engine verloor. En ons hoor nie meer die stem nie. Die fluister het stil geraak. Ek wil jou herinner aan 'n storie in die Ou Testament. Van 'n man wat gedoen het. Wat sy doel bereik het. Ons lees in 1 Samuel 14, in die boodskapvertaling gaan ek vir julle lees, die storie van Jonathan. Op 'n dag sê Jonathan, Saul se seun, vir sy wapendraer, kom ons gaan daar oorkant, na die Filistyne se wagte toe. Maar hy het nie vir sy pa gesê, hy gaan dit doen nie. Op daardie stadium was daar so 600 man by Saul, net buite Gibea. Saul het self onder die granaatboom in Migron gesit, saam met die priester Achia. Niemand het geweet dat Jonathan weg was nie. Jonathan sê toe vir sy wapendraer, kom ons gaan na die wagte van daardie klomp heidene. Dalk help die Here ons. Dit maak mos nie saak of ons baie of min mense is nie, die Here kan ons laat wen. Maak soos jy goed dink, antwoord die wapendraer, ek volg jou. Goed, sê Jonathan, kom ons loop so na daardie manne toe, dat hulle ons sien. As hulle vir ons sê, wag daar, tot ons by julle is, bly ons staan waar ons is, dan klim ons nie op na hulle toe nie. Maar as hulle sê, klim op hier na ons toe, dan klim ons op, want dan is dit vir ons die teken dat die Here hulle aan ons oorgegee het. Die twee loop toe, openlik na die wagte toe. Kyk daar, sê die Filistyne, die Hebreërs kruip uit hulle gate uit. Kom op hier na ons toe, skree hulle vir Jonathan en sy wapendraer. Dan wys ons julle 'n ding of twee. Volg my, sê Jonathan vir sy wapendraer. Die Here het hulle aan die Israeliete oorgegee. Samuel die profeet skryf ons hierdie storie in sy boek 1 Samuel. Samuel het vir Saul gesalf as die eerste koning van Israel. Jonathan is Saul se seun.
So die natuurlike orde gaan wees dat Jonathan sal die volgende koning wees. As Saul doodgaan, sal sy seun Jonathan koning word. Maar Saul het God teleurgestel. En hy was ongehoorsaam aan die Here. En die Here het vir Samuel, hierdie profeet wat vir ons hierdie storie neergeskryf het, gestuur om vir Dawid te gaan salf as die volgende koning, om Dawid die koningskap te gee in plaas van Saul se huis. En Jonathan het dit alles geweet. En Samuel dink, dit is vir ons belangrik genoeg, dat ons hierdie storie in die Bybel moet hoor in 2025 jare nadat hierdie storie plaasgevind het, om 'n les hieruit te leer. Alles in ons menslike natuur sê vir ons, Jonathan het eintlik alle reg gehad om te sê, wat moet ek nou in die saak doen? Ek gaan nie die volgende koning wees, laat Dawid hierdie gemors kom uitsorteer, hy is mos die volgende koning. Alle reg gehad om vir Jonathan en Dawid om eintlik vyande te wees, want Dawid is eintlik dan nou die een wat in die plek van Jonathan aangestel gaan word. Maar wat noem ons dit vandag as mense baie goeie vriende is? Daai twee is soos Dawid en Jonathan. Hulle is baie goeie vriende. En ons weet Dawid en Jonathan was onafskeidbaar. Jonathan het alle reg gehad om te sê, ek is nou nie die volgende koning nie, Dawid is, hy moet dit uitsorteer, of nog erger. My pa se probleem hierdie, nie my probleem nie. Ek gaan nie betrokke raak nie. Hy het eintlik 'n verskoning gehad om passief te wees. Maar ons lees in hierdie storie wat Samuel vir ons opgeteken het, iets van die karakter van 'n man van God. Iemand wat gesê het, ek is met 'n doel aarde toe gestuur. En as my doel dan nie is om koning te word nie, dan sal ek sorg dat ek doen wat die Heilige Gees vir my sê om te doen. En hy het geluister na 'n fluisterstem wat vir hom gesê het, gaan na die Filistyne toe. En hy het gedoen wat God vir hom gesê het. Hy het nie die omstandighede van sy lewe toegelaat om die impak van sy lewe te beïnvloed nie. Hy het besluit om te doen. So het ons vir Jonathan wat besluit om te doen, en dan het ons vir Saul, het julle gelees, dat Saul het onder die granaatboom gesit. Saul saam met die priester sit onder die granaatboom saam met 600 soldate. So al die militêre mag, al die godsdienstige mag, al die politieke mag sit onder die boom. Hulle sit onder die granaatboom en kuier. Julle weet dis mos onder die koeltebome en langs die braaivleisvure wat al die oplossings van die land gebore word. So ek sien nou al hoe sit hierdie manne en filosofeer oor wat doen ons met hierdie Filistyne. En hulle dink en hulle praat en hulle wonder oor wat gaan ons nou doen met hierdie Filistyne. Hulle sit en wag. Miskien is dit te gevaarlik om iets te doen, want net dan verloor ons wat ons alreeds het. Ons weet wat ons nou het, maar as ons nou optree en iets doen, net nou verloor ons en dan verloor ons wat ons het. Ek dink dit was William Barclay wat die volgende gesê het. Hy het gesê, the greatest danger that success brings, aside from arrogance, is the fear of losing what has been gained. God's blessings to us can become our greatest hindrances to seizing divine moments. Dis so lekker onder die boom, julle. Dis koelte onder die boom. Dis 'n granaatboom. Granate is baie duur. Daar's vrugte. Dis baie lekker onder die boom. Dis so gemaklik onder die boom. Al die goeie geselskap onder die boom. Ons kan lank sit en kuier met ons granate en koffie onder die boom. Dis net so comfort zone onder die boom. En ons is so geseënd. Ons het 'n priester hier by ons het soldate by ons, ek is die koning. Ons het so baie in ons lewens. Ons het 'n huis, ons het 'n kar, ons het lekker warm klere, ons het warm water. Party van ons het nie krag daar in die Bo-dorp nie. Ons bid vir julle, maar ons ander het krag, ons het water. Dit gaan so goed met ons. Kom ons bly net onder die boom. Dit is so lekker hier. Die Here het ons nooit gebless om ons blessings te aanbid nie. Hy het ons gebless sodat ons 'n blessing kan wees. Wat 'n blessing is ek vir enigiemand anders hier op my rocking chair onder die boom, waar dit so gerieflik en gemaklik vir my is. Ons raak so verknog in ons gemaksone. Dit is so gerieflik, hier so lekker, dis my spasie. Agter my palisades, moenie inkom nie, is my huisie, is ek. Ons raak so gerieflik hier.
dat ons verknog raak aan ons gemak en ons blessings en vergeet om verknog te raak aan ons God. Hy is die een waaroor alles gaan. En as hy vir my sê, staan op, dan sê ek nie, 'n bietjie later, asseblief, liewe Jesus nie, dan sê ek, is reg, waar gaan ons, Here? Ek is gereed, wat wil jy moet ek vir u doen? Te veel kinders van God dien om 'n neutral. Ons gaan nêrens nie. Ons is maar net hier in ons rocking chair. Ons is nie 'n rat nie. Daar is 'n groot DNA-verskil tussen Jonathan en Saul. Hulle het miskien dieselfde bloed in hulle are gehad, hulle was miskien pa en seun, maar hulle gees het definitief 2 verskillende DNA's gehad. Jonathan se DNA het gesê, kom ons gaan. Saul se DNA het gesê, kom ons sit. Kom ons sit net nog 'n bietjie onder die boom. Dit is so lekker in die koelte. Die granate is so heerlik. Jonathan het gesê, God het gepraat, kom ons gaan. Jonathan het nie al die detail gehad nie. Het julle opgelet in die storie wat ons gelees het, het hy vir sy wapendraer gesê, as hulle sê ons moet bly, ons eintlik bietjie moeilikheid, dan bly ons maar net hier staan. Ons kyk of ons vinnig kan weghardloop. Maar as hulle sê ons moet opkom, en die Filistyne was bo op die berg, hulle was hier onder. As hulle sê ons moet opkom, dan weet ons dis ons teken dat die Here hulle vir ons gee. Hy het nie voor die tyd geweet die Here gaan vir hulle die oorwinning gee of nie. Hy het net geweet hy moet gaan. Ek en jy sit op die stoel en ons wil die hele plan hê. Ons wil presies weet wat sê die Here, wanneer, hoe, waar, hoe laat. En die Here sê net kom. En op pad sal ek vir jou wys wat gebeur. Maar ons wil hy moet eers alles vir ons verduidelik. Dit is gewoonlik nie hoe hy werk nie. The steps of the righteous are ordered by God. Stappie vir stappie, tree vir tree, help hy ons, wys hy ons, lei hy ons. Dalk is die geestelikste ding wat ek en jy vandag kan doen, om net op te staan en te sê, hier is ek, Here. Gebruik my. Kom ons gaan. Kom ons gaan doen iets. Kom ons sit hierdie kar en rat en ons kry iets gedoen. Hoekom wag ons? Want ons wil dit met ons kop verstaan. Ons wil dit uitredeneer. Daar's 'n stemmetjie in jou hart wat sê, doen dit, maar jou kop sê vir jou, hoe kan jy dit nou doen? Dit is nou stupid. En jou kop probeer jou hart oortuig, dit wat jy dink is nie van die Here af nie. Ons dink, overthink net partykeer te veel kere hierdie goed. In plaas van om alles te oordink, wat van doen net en wees gehoorsaam, kinderlik, opreg, en as ek 'n fout maak, sorry Here, ek het regtig net gedog, ek probeer om te doen wat U vir my sê. Kan ons nie net kinderlik opreg probeer luister as die Heilige Gees met ons praat nie? Het julle geweet waar is Dinamika se afterparty? Altyd op 'n Sondag na diens, as hierdie kerk uitkom, dan is daar 'n afterparty by Riverview Spar. Jy kry die helfte van die kerk daar. Ja, so eendag, so 'n paar weke terug, ry ek en Johannes met brood en melk koop, en ek sit in die kar, ek bel van die mense wat verjaar het, wat nie in die kerk was nie, en ek sit in die kar en hy is in om brood en melk te gaan koop by Spar. En ek sien in die kar sit ek, en sien een van ons Dinamika manne kom uitgestap met sakkies in die een hand en in die ander hand, julle weet Riverview verkoop kokos, nie? Daai bakkies wat jy die kokos inskep, die heerlike groente en rys en ek sien hy het 'n bakkie kokos in die een hand en sy sakkies in die ander hand. Maar hy sien my nie en hy kom aangestap en net so oorkant waar ons geparkeer het, sien ek hoe sit hy die sakkies in die kar en hy vat die bakkie kokos en hy gee dit vir die karwag. En my hart vol, dis 'n Dinamika broer daai. Yes. Partykeer is dit so eenvoudig soos koop 'n ekstra brood en gee dit vir die ou by die robot. Partykeer is dit so eenvoudig. Soos in daai tannie in die ouete huis wat nou al so lank in jou kop is. En jy bly dink aan haar. Gaan kuier net vir haar. Daai vriendin wat jy het wat haar man aan die dood afgestaan het. En jy bly dink, ek sal nog saam met haar koffie drink, ek sal nog by haar uitkom. Maak 'n commitment om haar hierdie week te vat vir koffie. Besluit dit nou. Kom ons gaan, hoekom sit jy nog onder die boom? Daai stemmetjie het al lankal vir jou gesê, doen iets vir daai vrou. Daai evangelisasiespan wat gaan komberse uitdeel en gaan kinderhuise besoek. Dalk sit jy hier op 'n Sondag en jy sien die foto's elke keer en jy dink, "Jene, ek moet daar wees." Maar jy het net nog nooit dit gedoen nie. Wat keer jou? Moenie 'n Saul wees nie.
Wees 'n Jonathan, kom ons gaan. Weet jy wat hou jou op daai stoel? Vrees. Vrees hou ons hier. En vrees is die teenoorgestelde van geloof. Vrees kom nooit van God af nie. Sê nou maar ek maak droog, sê nou maar ek hoor nie reg nie, sê nou maar al daai vrees games wat die duiwel speel. Geloof sê, Here, ek weet nie of hulle gaan vir ons doodmaak nie, ek weet nie of ek bo op die berg gaan kom nie, maar ek gaan doen wat ek in my hart voel, U sê vir my om te doen. Dis geloof. Dis wat jou laat gaan. Dis wat jou laat opstaan. Ek wil vanoggend vir jou iets sê, en is baie harde woorde, en ek wil nie op jou tone trap nie, ek praat eerstens met myself, maar dit is nie die regering se werk, dit is nie die welsynorganisasie se werk nie, dit is nie die kerk se werk, om te doen wat die Here in jou hart gesit het om te doen nie. Ons kan so maklik sê, ja, maar as hulle net hulle werk doen, ja, maar as hulle net, maar daar's ietsie in jou hart wat jy net moet doen, wat die Here al lankal op jou hart gelê het, maar jy sit nog onder die granaatboom. Dalk is dit net vanoggend tyd om te sê, staan op. Ek wil graag vir jou die einde van hierdie storie lees. Vers 13 tot 23, ek het stukkies uitgehaal net om die storie vir jou in te kleer. Jonathan het hande 4 voet klim vir my teenoorgestelde van sit. Ek weet nie wie van julle kan nog hande 4 voet 'n berg opklim nie, maar ek gaan nie dalk dink ek dit probeer nie, maar dit is so die prentjie van Saul sit onder die boom in sy rocking chair en aan die ene kant en die ander kant is Jonathan besig om hande 4 voet die berg op te klim. Opgeklouter met sy wapendraer op sy hakke. Die vyand het voor Jonathan geval en agter hom met sy wapendraer hulle doodgemaak. In hierdie eerste slagting deur Jonathan en sy wapendraer het omtrent 20 man geval en dit op 'n klein stukkie grond. Toe het die hele leer van die vyand paniekbevange geword. Daar was 'n aardbewing. Wie stuur aardbewings? Waar kom 'n aardbewing vandaan? En God het hulle paniekbevange gemaak. Saul en die manskappe by hom het bymekaar gekom en toe hulle by die geveg kom, was die Filistyne besig om onder mekaar te veg. Daar was groot verwarring. Die Here het Israel daardie dag gered. God raak betrokke as ons opstaan en iets doen. Die oomblik toe Jonathan sê, kom ons gaan, en die wapendraer sê, is goed, net soos wat jy dink, ek volg jou, ons gaan, het God betrokke geraak. Toe Jonathan gehoorsaam is aan die fluisterstem van die Heilige Gees, toe hy daai kar in rad sit en hy gaan vorentoe, toe begin die Here saamwerk en hy stuur paniek tussen die vyande en hy stuur die aardbewing en die hele Filistynse weermag begin teen mekaar veg en die Here gee oorwinning. Die Here is so gereed om jou oorwinning vir jou te gee, maar hy wag vir jou om op te staan. Hy wag vir jou om te luister na die fluister. Hy wag vir jou om uit neutral uit, net so bietjie asseblief in drive in te gaan en iets te begin doen met dit wat hy vir jou sê. Luister na die fluister van die Heilige Gees in jou lewe. En ek wil jou challenge vandag. Begin nou. Moenie dink, ja, dis môre maandag. Ons begin daai uit op 'n maandag. Ons begin Here dien op 'n maandag. 'n Maandag is die wonderlikste dag. Moenie wag tot môre nie. Begin nou en hier is jou uitdaging. Ek weet, jy wil nou, as ek sê, amen, dan hol jy kar toe, klim in jou kar, maak 'n koffie by die huis, maak die deure toe, sluit almal toe, dan gaan sit jy voor die TV en jou koffie kyk onder jou kombersie. En dan gaan sit jy voor die TV, jou koffie drink in jou kombersie in jou sitkamer. Kan ek jou nie vandag challenge? Wil jy nie opstaan en sê, Here, ek het nou nie koekies gebring nie, maar wys vir my iemand wat ek dalk net vandag kan gaan groet met 'n glimlag en sê, hallo, ek is Alta, ek het jou nog nie ontmoet nie, wat is jou naam? Iemand wat ek net in kan belangstel. Iemand wie ek net 'n drukkie of 'n glimlag kan gee. Here, ek wil nou leer om te luister na u fluister. Ek weet dis erg om daar in te stap. Ek ken nie baie mense nie, maar wys my net iemand wat alleen staan, vir wie ek kan gaan sê, hallo, ek is Alta, waar sit jy in die kerk? O, sit jy daar? Ek sal bietjie stom daar uitkyk vir jou en jou kom groet. Jy kan vir iemand 'n broer wees, 'n sussie wees vandag. Begin nou. Moenie wag vir môre nie. Begin nou. Ek glo die Here wil vanoggend iets kom wakker maak in ons harte. Die duiwel vir jou in neutraal, passief aan die slaap sis onder die boom in die rocking chair. Dan het hy gewen.
dan gaan jy niks probleme vir hom gee nie, want jy is rustig. Hy wil jou glad nie in rat sien nie. En ek glo die Here wil vanoggend sy kinders kom wakker maak. Kom sê, hey, daar's werk om te doen. Hey, staan op onder die boom. Gaan, ek het goed op jou hart gesit wat jy vir my moet doen. Moenie langer wag nie. Moenie op die kantlyn sit nie. Staan op onder die granaatboom en gaan doen dit wat ek vir jou gesê het. Daar's 'n doel met jou lewe. Begin doen.